Hi vriende, ek groet julle in die grootste naam wat daar is, Yeshua Mashiach, ons Here, ons Verlosser, ons Redder. Hy wat ons die dier gekoop het, met sy kosbare bloed. Vriende, ek glo en vertrou met elkeen van julle gaan het geseënd en goed. En ja, hoe geseënd is ons nie om weer iets uit Vader se woord uit te kan leer nie. Vriende, ek sit by myself en dink, 'n mens kan in jou beste 4x4 sit wat jy op hierdie aarde kan kry. Maar wat sal gebeur as hierdie 4 trek 'n mynveld gaan inry? Jy sien, jy moet dus deesdae nie net doeltreffend wees nie, maar ook in die regte rigting op die pad wees. Jy het nie net 'n goeie tydsbestuur nodig nie, maar ook 'n goeie kompas. En ons almal weet waar kry ons die beste kompas? Dis natuurlik die woord van die Here. Jy sien vriende, heel party misdaadgroepe soos die maffia is baie doeltreffend, maar hulle is beslis nie in 'n goeie rigting op pad met wat hulle doen nie. Vaardigheidsopleiding is dus nie genoeg nie. Karakteropleiding is wat 'n mens eerste moet doen. Vaardigheidsopleiding met 'n maffia-baas skep net 'n gevaarlike maffia-magnaat. Dit is jou karakter wat jou rigting bepaal. Sien, Stephen Covey se boek oor tydsbestuur heet interessante genoeg. First things first. Eerste ding eerste. Jy moet eers jou waardes regkry en daaruit jou rigting bepaal. Ons lees so mooi in Matteus 6 vers 31. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. En ek weet, soos wat dit verder gaan is, dan sal al die ander goeders ook vir jou in plek val. Sien vriende, Jesus het ook in sy gelykenisse oor die sorge van die lewe gesê, jy moet jou eerste dinge eerste stel. Soek jy eers jou eie koninkryk se belange of jou eie politieke party se gewin? Is jy regtig bereid om te vra wat God se wil is en dan standpunt daaroor in te neem? Voordat jy dus enige iets doen, haal jou kompas uit en bekyk dit van nader. Jy sien vriende, ons elkeen beplan ons dag. Ons weet wat se vergaderings vir ons voor lê, ons weet wat ons moet regmaak, ons weet of moet ons eers die gras sny, ons weet of moet ons eers vensters was, ons weet ons het klaar ons beplanning basies gedoen vir die dag wat voor lê. Maar weet julle vriende, hoeveel van ons begin regtig om eers God se koninkryk te soek? Hoeveel van ons word regtig eers in die oggend stil en sê, o almagtige God, wys my die pad wat U wil hê ek moet loop. Wat is die ding wat U wil hê ek moet doen? Sien vriende, daar begin ons mos eerste. Dit is hoe 'n mens eerste die regte ding eerste stel. Ons stel God heel eerste, nog voordat ons 'n voet uit die bed het gesit het. Maar ons oë oop gaan. Want ek het daardie gewoonte om God te groet. Sê môre Vader, môre Jesus, môre Heilige Gees. Want ek meen, hulle is ons eerste daar. Hulle het die hele aand oor ons gewaak. Hoe kan ons hulle nie eerste groet nie? En dan natuurlik stilte tyd en gebed, Bybel lees. Voordat jy begin met jou dag se take. Is dit nie hoe ons kompas ook instel nie? Is dit nie dan hoe die Here sy kompas vir ons wys nie? En dan kan ons sy kompas lees en ons kan verstaan wat se rigting hy ons wil vat, want ons vra mos om ons te lei. Sien vriende, lei jou huidige waardes jou na 'n goeie plek toe. Maak dit die wêreld 'n beter plek. Of lei dit jou net na selfsugtige, selfgerigte doele en dade? Ek dink ons moet vandag ons karakters in oënskou neem. Is jou lewenshouding gesond? Dan sal jy doeltreffend en die regte rigting mos loop. As jy die goeie eerste stel. En dan het ons mos 'n gebalanseerde pad. Of
is ons pap. En vriende, baie mense is doeltreffend in een aspek van hulle lewe, maar die res van hulle lewens val uit mekaar. En wat baat dit dat jy hierdie onoortreffelike sakeman of vrou is, maar jou kinders is van jou vervreemd en jou hond blaf asof jy 'n vreemdeling is wanneer jy huis toe kom. Niemand ken jou regtig nie. Wat help dit dat jy fokus daarop om hierdie wonderlike pa of ma te wees, maar jou werk nie hard genoeg en genoeg geld huis toe te bring om vir jou gesin kos te gee nie? Hoe balanseer 'n mens dit? Ek kom weer terug om te sê, laat God ons wys hoe om dit te balanseer. Laat ons hom vra heel eerste, Here, wat het U vir ons beplan vir hierdie dag? Nie wat gaan ons doen, wat wil U hê moet ons doen? Jy sien, ons kan 'n klomp eiendomme besit, 'n groot sakeonderneming hê, of die top liga wen, maar as jou geestelike lewe nie in orde is nie, baat dit jou niks. Dit is wat Jesus hier in Matteus 16 vir ons sê. Ek lees vir ons. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Nou vriende, weet julle, en ek dink tyd gaan ook so goed te pas. Onthou, as tyd verby is, is dit verby. Jy kan nie weer tyd terugkry nie. So hoe bestee ons tyd? Hoe is ons lewens? Is ons lewens gerig op God? Hoe lyk ons lewenswiel? Is dit 'n opgepompte of 'n gebalanseerde een? Of is daardie wiel, daardie band dalk pap? Vriende, ek wonder of julle bekend is met die storie van die ou wie se motor 'n papband gekry het. 'n Man stap toe daar by hom verby, wat daarom stilhou en vra, "Hoor meneer, wat is fout?" Daarom sê die ou, "Die kar se band is pap, maar gelukkig net aan die onderkant." Ja, vriende, wat is die boodskap? Al is net een aspek van jou lewe pap, maak dit die hele wiel pap. Jy moet dus nie net 'n rigting kry of tydbestuur toepas nie, maar ook jou lewensbalans bestuur. Sorg dat jy gebalanseerd leef. Anders sit jy dalk met 'n papband langs die lewenspad gestrand. Julle sien vriende, 'n gebalanseerde lewe is een van die beste geskenke wat jy vir jouself en jou geliefdes rondom jou kan gee. Dit is dan wanneer jy weet waar jou prioriteite is. En dit is tog hoe Vader ook wil hê ons moet wees. Vader hou ons van orde. Vader hou nie van 'n ding wat deurmekaar is nie. Jy moet tas na die en tas na daai nie. Hy soek orde. En dit is mos hoe ons moet leef. Alles het 'n plek en 'n plek het alles. Of daar is 'n plek vir alles. Is dit nie hoe ons almagtige Vader wil hê ons moet wees nie? Ons leef ons vir hom, doelgerig, vir sy koninkryk. Vriende, laat ons hom soek. Laat ons hom eers soek in die oggend. Dat hy ons help om ons lewens te balanseer. Dat hy vir ons die pad wys, want hy wil hê ons moet gaan. Dat ons nie ons eie koppe volg en dan ons koppe stamp nie, en dan omdraai en vra, Vader, waar is U? Hoekom het U dit toegelaat? Anders is mos nie die Here se skuld dat jy mos na jou eie pad gevolg het nie. Vader is daar om ons te help. Hy sal ons nooit alleen laat nie. Hy sal ons nooit in die steek laat nie. Hy sal nie laat ons wiele pap word nie. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahwe, Here ons God, Vader, baie dankie weer eens vir hierdie woord. Here, dankie dat ons weer kon gehoor het dat U ons lewens vir ons kan balanseer. Here, dankie dat U weer vir ons kom herinner het om U eerste te kom soek, elke oggend, Here. Dat ons U koninkryk kom soek, Vader. En dankie dat ons dan weet, Vader, ons gebalanseerd en op die regte rigting, op die regte koers is. Dankie dat U die kompas van ons lewens is. Here, en dankie dat U vir ons rigting wys. Dankie dat U so getrou is, so goed is en so lief is vir ons. Here, help ons om daardie liefde ook so uit te leef. En net so ook aan U daardie liefde te kan weerspieël. Vader, dankie dat ons U kan lief hê. Dankie dat U woord in ons harte opwarm. Dat ons meer en meer soos Jesus kan wees, Here, en dan meer en meer kan wees soos wat U dit behaag. O allerheiligste God. Wees so saam met ons waar
in ons lewenswandel is, help ons om regtig ons oë op die kompas te hou en nie op die wêreld se nie. Vra dit in God se naam te ken, dit is Yeshua Messia. Dankie daarvoor my God. Amen. Vriende, my naam is pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth. Ek is deel van die JCR MTS familie. As jy nog enige ander gebed of bemoediging of iets nodig het, skakel my gerus op 083 232 2442. En vriende, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Shalom.